Welkom by vandag se begeleide gebed. Nie waar jy nou sit en luister, is God reeds teenwoordig. Wil jy nie jou hart en jou gedagtes stil maak en net sy teenwoordigheid hier by jou ervaar nie. En vandag leef ons in 'n wêreld waar ons so baie aandag gee aan dit wat aan die buitekant gesien kan word. Ons probeer goed genoeg lyk. Ons probeer goed genoeg presteer en ander se goedkeuring wen. Maar God kyk anders. Toe Samuel as 'n nuwe koning moet aanwys, het God vir hom gesê, die mense kyk na die uiterlike, maar die Here kyk na die hart. En dit beteken dat God nie eers kyk na ons prestasies of ons titels, reputasies nie. Hy kyk na die plek waar ons motiewe, ons liefde, ons begeertes en ons gehoorsaamheid lê. En die goeie nuus is dat God nie net ons harte sien nie, maar hy verander dit ook. Hy neem 'n harde hart en maak dit sag. Hy neem 'n verdeelde hart en hy maak dit heel. Vandag kom ons eerlik voor hom en ons vra, Here, kom vorm ons harte. Maar Dawid was nie die grootste, die sterkste of die oudste seun nie. En as 'n mens moes kies, sou hulle waarskynlik heeltemal iemand anders te gekies het. Maar God het iets in Dawid se hart gesien wat niemand anders kon sien nie. En dieselfde geld vir ons vandag. Ons kan maklik ons geloof uitleef op 'n manier wat goed lyk vir ander. Maar God kom vra van ons 'n dieper vraag. Wie is ons wanneer niemand kyk nie? Is jou hart sag genoeg om deur hom gevorm te word? Is daar dalk 'n trots wat moet buig voor hom? Bitterheid wat losgelaat moet word? Of sonde wat bely moet word? Of het jou liefde vir Jesus met die tyd net so bietjie afgekoel? God veroordeel ons nie en hy stoot ons ook nie weg nie. Hy wys vir ons die toestand van ons hart omdat hy dit wil genees. Hy nooi ons nie om onsself beter te maak voordat ons na hom toe kom nie. Hy nooi ons juis met ons gebroke hart om na hom toe te kom. So ek wil jou vra, neem nou 'n oomblik en dan vra jy jouself eerlik hierdie vraag. As God vandag na my hart moet kyk, wat sien hy? Watter deel van my hart nooi hy my vandag om net oor te gee aan hom? Kom ons bid saam. Here, U ken ons beter as wat ons onsself ken. Here, U sien die dinge wat niemand anders sien nie. U sien ons motiewe, ons gedagtes, ons vrese en ons begeertes, Here. Vergewe ons waar ons hart verdeeld geraak het. Vergewe ons waar ek my eie wil bo U wil gekies het. Here, waar my trots, my selfsug, of daai bitterheid of sonde plek in my hart gekry het. Here, ons kom smeek U vandag, kom reinig ons harte, was ons skoon deur die bloed van Jesus. Gee vir my opregte liefde vir U, nie net met my woorde nie, maar met my hele lewe. Here, kom vorm my hart om meer soos U sin te wees. Leer my om weer lief te hê waar soos U lief het. Here, om te vergewe en gehoorsaam te wees, selfs al is dit hoe moeilik. Help my om elke dag U wil bo my eie te kies. Gee dat my besluite, my woorde en my optrede uit my hart sal vloei en aan U behoort. Here, dankie dat U niemand wegstuur wat eerlik na U toe kom nie. Dankie dat U steeds harte verander. Dat U steeds besig is om ons al hoe meer na die beeld van Christus te vorm. Here, ek kom en ek gee weer my hart vir U vandag. In Jesus se naam bid ek dit. Amen.